van Potjie se kunswerke? O ja, natuurlijk. Ek het 'n mooi versameling. 'n mooi of 'n groot versameling? 'n mooi versameling, ja, is groot. En dan ook, ek was so ruk terug, een van my vriendinne het per toeval by jou uitgestal. En ek was daar en buite het 'n karretjie gestaan van Potjie wat geverf is. Toe dink ek maar, hierdie is 'n lewende Potjie skildery. Wat 'n karretjie is dit? Dis 'n klein. Daai was 'n Shana, Benny. So hierdie hele klein karretjie is geverf deur Potjie. Deur Potjie. Ons het die skenking gekry van van die voertuigmaatskappy vir Matlabana om fondse in te samel vir die beskerming van kinders. En dit het ons 2 dae gaan sit in Sandton op die vierkant square. Daar by Nelson Mandela se standbeeld. Met massiewe klomp verf het hy gesit en verf vir 2 dae lank tot hy karretjie klaar is. En na die tyd het Monique Strydom vir ons 'n funksie gereël met 'n veiling waar die karretjie dan nou opgeveil was. So 7 jaar was die karretjie in iemand anders se hande in Pretoria, by 'n prokureursmaatskappy wat hy dorp rondgery het. En 7 jaar later toe sê hulle dis nou tyd dat hy gaan toe koop, kom terug. So kon julle dan genoeg geld maak vir die instansie wat julle wou? O ja, nee, die karretjie het 'n rekordprys gekry. Ons het hom onlangs weer verkoop op 'n veiling, maar hy staan nog by ons. En ek het 'n foto van hom. So ek sal die foto saam met ons foto wat ons nou hier in die ateljee geneem het. Ek en jy en Elsie het gou geposeer. Ek sal dit nou plaas en ook 'n lys van Potjie se liedjies. Ja. Maar ons gaan nou kom by die eerste liedjie want dit is een van Jacques Brel se liedjies, maar ook Potjie het 'n toespraak gehou. Ek wil net die luisteraar in die prentjie sit van waar jy inpas. Toe jy verjaar het en Potjie het gepraat. Hoe julle ontmoet het. Kan ek dit speel? O ja, natuurlijk. Ek het ook tot die state afgerol en vir klomp vriende gegee. En Elsie, 'n vriendin van Alice, het saam met haar kollega groot geword het, keer by Alice so uitgenodiging. Sê kom, dis 'n nuwe kunstenaar, ons gaan kyk bietjie na sy uitstalling. Die uitstalling begin 7:00, 7:15 is daar nog niemand nie. Ek gaan terug in my kamer en bid. Ek sê Here, asseblief stuur net vir my mense. 7:00 kom ek uit daai kamer uit, kan nie beweeg oor die 500 mense daar. Volgende oomblik staan Alice voor my. So sê hy, ek is Alice van Alice Art Gallery. Ek wil graag 'n paar werke teen handelaarsprys koop. Ek sê Alice, jong nie vanaand nie, ek praat nog 'n bietjie op, jy weet. Kom môreoggend terug met jou kontankies en dan kyk ek wat ek vir jou kan doen. Ek dalk sê gaan ding die blasey varkie met iets soos hy onbekend. Ek is 'n Grand Gallery owner en hy stuur my weg. Volgende oggend staan Alice daar met so 'n rolletjie note. Daar was 88 paintings opening aand en ek het 80 verkoop en sy sê, waar is al die paintings? Ek sê, jy was nog gisterand hier, ek het dit gisterand verkoop. Sy sê, ja, ons het nie gedink, dit gaan goed doen nie. Ek sê, wel. Sy sê, ek maak vat daai en daai, vat 5. Ek sê, 'n halfprys en sy betaal my met die note. Sy so uitlaai die kar uit, verkoop sy 2. Ek het een van die eerste Nokia fone gehad, so 'n boks van 'n ding. Daai ding lei, ek skrik myself boeglam. Sy sê, ja, dis Alice van Alice Art Gallery. Kan jy asblief my die ander 3 skilderye ook bring? Dit was net 3 huise in Reinsburg daai tyd, sy was een van hulle. Ek ry, eventueel kom ek hier uit. Ons stap aan die galerytjie en sy sê, wil jy nie by my ook kom uitstal nie? Ek krap jy 'n bietjie op. Ek sê, Alice, ek dink nie my mense sal inpas nie, jou spasie is 'n bietjie klein. Sy sê, okay, kom ons gaan drink koffie in die huis. Stap in die groot oopplan huis. Ek kyk hier so, ek sê, Alice, as ons dit hier in hierdie vertrek kan doen, dan kan dit miskien werk, maar die meubels sal met stoep toe. Sy dink so, sy sê, okay, daar kom 880 mense daai aand in Oktober, en dit was so fantasties, en daar het ek en Alice vriende geraak. En Alice, jy gaan vir Potjie baie mis. Ag, vreeslik mis. Het hy jou kinders groot gemaak? Jy weet, hy was ten minste 3 maande in 'n jaar in Reinsburg om voor te berei vir 'n uitstalling wat hy het in Stellenbosch gebly. So my kinders ken hom as 'n vaderfiguur. Hy het vir hulle baie beteken. Ek kan vir jou vertel, voordat ek nou vir Potjie sy eie kamer gebou het hy altyd in die kamer langs my slaapkamer geslaap en Kylie my was net gebore, sy het in die kot geslaap daar en sê ek, Potjie, jy moet nou maar hier slaap en dan môre verf hy weer in die woonkamer en gaan ons weer galery toe. Dan word ek wakker in die nag as sy nou begin kriebelrig raak, dan hoor ek hoe sing hy. Kylie my, is die slimste kind in die hele land. Neer hy alweer aan die slaap en môreoggend gaan ons weer aan. Een van my ander kinders, Lianne, het altyd gesê, toe sy nou later gebore is, sy is 'n klein gewees en sy sê, hoekom sing jy heeltyd? Hy sing altyd. En die naam Potjie, waar kom dit vandaan? Ja, Potjie is eintlik Jan Hendrik Viljoen en sy pa het met groente geboer op tweeling.
En toe op skool het die mense gesê, maar ons gaan vir jou liewer Pora noem, wat weet Pochi, wat van Pora afkom. Maar sy pa was nou nie 'n Portugees nie, maar dit is maar waar dit gegaan het. En Pochi het dit gebly. Pochi het dit gebly. Weet julle hoeveel skilderye het hy gedoen? Ja, hy het amper 20,000 skilderye gedoen. Ek dink hy praat bietjie af as hy sê hy het net 18,000, maar hy het baie geverf, want hy het elke dag geverf. Dis al wat hy gedoen het. Dis al wat hy gedoen het. Sy Hy het passie. elke dag geverf. Almal vra altyd vir my, hoekom verf jy? En sê ek gaan nie heeldag agter daai esel sit nie. Hy het dit geniet. Dit het uit hom uitgeborrel. Hy kan nie wag. Hy sê ek weet al klaar wat ek volgende wil verf. Hierdie skildery moet nou klaar kom. Ek onthou toe hy die ligballonne geverf het in die woonkamer. Dan gaan ek 4-5 keer 'n dag in om te kyk of hy die ligballonne vat. In die begin het dit stadig gegaan. Daai ligballon het amper 'n hele maand gevat om klaar te maak 'n verf vir ander skilderye tussen hom en is detail. En later jare kon hy daai ligballonne in 2 dae doen. So dit is maar oefening en Goed, ervare raak. Nou gaan jy moet praat namens Pochi, want hy het vir my 'n lys van sy liedjies gestuur en sy eerste liedjie was Jacques Brel, Seasons in the Sun. Hoekom? Ons is baie lief vir Jacques Brel, maar hy het groot geword met Jacques Brel, dis wat sy ouers gespeel het. Daai tyd was dit nog vinyl, so hulle het Helena sê hulle het in die garage gegaan en die platespeler was in die garage met al die plate. En daar het hulle lekker gesokkie en gekuier en gedans. Wat moet gebeur? Dink jy hy het geweet dis sy tyd? Dit was dit so 2 of 3 jaar terug het hy 'n hartklepvervanging gehad wat 'n groot skeer was. Want daar was 'n inflammasie in sy lyf wat sy hele hartklep opgeëet het en hulle het dit toevallig gesien. En hy was amper 3 maande in die hospitaal en daai weet Pochi is sag en kind, maar toe hy uit daai hospitaalbed uitkom, was hy net nog sagter en nog kinder en so gereed om te gaan. Maar toe kry hy 'n nuwe lewe en begin ons beplan aan die einde van die jaar se uitstalling. En hy het uitgesien na September se uitstalling wat die vooruitstalling van die groot uitstalling wees vir 1963, want dit is sy kroonjaar, hy sou hierdie jaar nou 63 word. Was sy begeerte seker daar begin om te reis. Pochi kon reis en hy het van jongs af gereis. Ons het gereis nog voor Google en selfone en al daai dinge. Dan koop jy so Lonely Planet boek, dan werk jy daai boek van voor af deur. Pochi sal gaan. Ek sê, Pochi, hoe weet jy ons gaan hier na toe? Dan sê hy, navorsing, Ellie, navorsing. Ek sit elke aand en doen navorsing. Jy kan gerus 'n bietjie navorsing doen. Ek sê, Pochi, ek gaan nie nog sê waarheen ek wil gaan nie, want jy weet klaar waarheen ons wil gaan. So as jy nou gaan by jou eerste dorpie sê maar jy kom hier by San Miguel de Allende uit, skeer jy daai bladsy uit as jy klaar is met hom. Ek onthou toe ons in Mexico aangekom het en die mooiste dorpie is daai San Miguel de Allende en ons is in die hotel ingeboek en ons stap hy volgende oggend uit en Pochi kyk so op en af in die straat, gaan links en hy kyk regs en hy sê, Ellie, watter kant toe? Ek sê, Pochi, ek dink links lyk vir my goed, hy sê. Nee, kom ons gaan regs. Dan werk ons daai straat af onder toe, kom ons met die volgende straat op boontoe, gaan ons met die ons loop hy hele dorp deur tot hy klaar is. Besoek al die plekkies wat hy gemerk het, skeer die bladsy uit, gaan na die volgende dorp toe. Dink jy sy kunswerke gaan so Stretchikov word versamelstukke in die toekoms? Ek dink dit gaan meer as versamelstukke word, want hy is seker die mees geliefde kunstenaar wat Suid-Afrika nog gehad het. Kyk, Claret was geliefd. En hy het mense met hart geverf. Maar Pochi is verbygeleefd. Hy het net 'n manier gehad om met mense te kommunikeer en wanneer hy verf, ek sê altyd hy verf sy persoonlikheid. So hy sit sy vreugde op die doek. En wanneer jy van daai skildery hou of dit aankoop, koop jy van daai vreugde en vat dit na jou huis toe. Wat mense ook nie besef nie is almal dink Pochi was miskien welgesteld, ryk. Hy het gewerk daarvoor. Hy is 'n ekonoom, sy brein het gewerk. Hy kon wegsit, hy kon spaar en hy kon ek dink hy het dit by sy ma geleer. Sy ma het as sê net maar sy het die groentewinkel gehad. Daar was mos nou klere. Sy het vir hom geleer, jy sit die rooi beet langs die wortels, want die klere verkoop mekaar en jy sit die groen ertjies langs die klere met mekaar kom. En sy kuns het vir hom ook wêreld toe geneem, want hy was nie net in Suid-Afrika bekend nie. Hy was wêreldwyd bekend. Ons het 2 uitstallings in Londen gehad. Hy wou groot graag nog Art Basel gedoen het, maar Londen het ons letterlik op Trafalgar Square uitgestal. Ek het net gedink, Pochi, waar in die wêreld gaan jy mense kry vir hierdie uitstalling? Maar daai plek was gepak. Daar is soveel Suid-Afrikaners en hy het 'n manier om kontak te hou met almal wat hy ontmoet en almal wat hulle prent gekoop het. En as hulle in Londen is hulle genooi na daai uitstalling toe. Ons was daar vir 2 weke besig. Ons kon nie ons gatte draai nie. Ons het geroer, maar nou moet ek vir jou sê, kom jy nou in Londen aan?
en die container kom aan met die prente en die prente mag